Kersfees, waar's die bassinet? Lukas 2 vers 7. Vir ons ouers wat al met klein kindertjies gereis het, is die gedagte aan 'n baba bassinet 'n moed gewees op enige lang vlug. Dis iets soos 'n draagbare krib wat vir die baba 'n nesie bied reg voor die ouers se neuse. Dis te wonderlik as die baba slaap en rustig is. Maar boeta, as daai woelwater eers wakker word, is daai bassinet skielik nie meer groot genoeg of veilig genoeg nie. Dit lyk dalk oulik as die baba die hele omgewing vermaak met sy manewales en glimlaggies, maar dis ongelukkig nie die meeste reisigers se ervaring nie. Almal wat al ekonomiese klas gevlieg het, ken hierdie prentjie goed. Daai klein goed kan 'n vliegtuig oorvat, totdat mens voel jy wil die ouers iets aandoen. En dikwels is die ouers magteloos, of so getraumatiseerd, dat hulle dalk 'n bietjie vriendelikheid nodig het. Menige passasier se ore het al getuit met die onophoudelike geskree van 'n ongelukkige baba wie se ore pyn en wat sommer net plain ongelukkig is met die lewe. Jy het seker al gewonder wat daai oorpluisies voor is wat uitgedeel word aan die passasiers. Nou weet jy. Enige lang vlug kan sommer baie langer raak met klein kindertjies wat vere voel vir die mense rondom hulle. Die wêreld draai mos om hulle en hulle behoeftetjies. Dis al wat punte tel. Baie ouers se siele is al versondig deur hulle broeisels of in die skande gesteek deur hulle kroos se hardkoppigheid. Dat meer kinders nie die tydige met die ewige verwissel voor hulle tyd nie, is 'n misterie van pure genade. Voornemende ouers het vandag 'n magdom van keuses as dit kom by hoe hulle die babakamer wil inrig. Daar's die mooiste goed in die mark en dit gaan eintlik om die ouers se smaak en nie die baba se nie. Om die waarheid te sê, die baba sal niks van al die tierlantuintjies en frilletjies onthou nie. As mens so deur baba winkels loop, verkyk jy jou aan alle rande snaakse smake en kleurskemas en wonder jy watter keuse jou kroos die beste sal pas. Psst, hey Jimmy, bring me a box of cereal with a hacksaw in it, bewimpel die baba sy boetie in 'n poging om agter die tralies te probeer uitkom. Baie van ons moderne baba-bedjies lyk meer soos gevangenskap as iets anders. Dit lyk my hierdie baba het weggekom en ontsnap uit sy krib, wat seker vir hom soos 'n tronk begin voel het. En dalk is ons verstaan van die woord krib effens skeef. Die gedagte dat dit 'n voerbak vir diere was, kom nie eens by ons op nie. 'n Ander baba protesteer luidkeels toe hy alweer agter tralies beland. What about my free phone call? Kom ons kyk hoe Jesus dit beleef het, by sy aankoms in ons wêreld. In Lukas 2 vers 6. Terwyl Josef en Maria daar in Bethlehem was, het die tyd aangebreek dat haar kind gebore moes word. Sy het toe 'n seun in die wêreld gebring. Dit was haar eerste kind. Sy het hom styf in doeke toegedraai en neergelê in 'n voerbak waaruit die diere hulle kos geëet het. Daar was geen ander plek vir Josef en Maria in Bethlehem nie. Al die gastekamers en herberge was vol. As mens nou mooi daaraan dink, was Josef 'n skrynwerker wat al verskeie baba-bedjies waarskynlik in sy lewe gemaak het. Hy sou dalk iets spesiaals wou maak vir Jesus se geboorte, sy eersteling, maar dinge het so bietjie anders uitgewerk vir hom. Dit was sensustyd en alles was aan chaos gedompel. Heel waarskynlik was daar nie tyd vir so iets nie en moes hy maar die trog van diere gebruik as die eerste bedjie van Jesus. Die koei kla teenoor die donkie. I don't care if he's a special baby, he's sleeping on my lunch. Oor die jare het mens verskeie kerskonserte bygewoon en baie uitstallings gesien van die stal met sy diere, die voerbak waarin Jesus neergelê is, die skaapwagters en natuurlik die ster en wyse manne. Om die waarheid te sê, het so 'n toneel vir ons sinoniem geword met Kersfees. Ons weet daar moet 'n Maria en Josef wees en 'n babietjie wat in die krib lê, gewoonlik met strooi uitgevoer. Ons sou verkies as daar 'n lig op Jesus skyn en dat die strooi vars is. Sterre sal op die agtergrond vonkel en natuurlik is daar 'n donkie of twee, 'n paar skape en plaasdiere wat die gelukkige egpaar dophou. Dis 'n mooi toneel wat ons harte sommer warm maak. And let's stick to the no room at the inn, children, and leave out have you tried the internet, is die juffrou se advies tydens die kinders se Kersfeesoefening. Maar is ook gevaarlik om so 'n prentjie in ons koppe te hê. Dis 'n skrille kontras met wat regtig daardie nag in Bethlehem afgespeel het.
Dit was nie baie rustig en vredevol nie, en die stal was ook nie skoon en klinies nie. Niks sou so mooi wees soos wat ons met die uitstallings of kunswerke kan regkry nie. Daar is ook geen bewyse dat die skaapwagters en wyse manne daar by die krib was terselfdertyd nie. Die grootste probleem wat ons het met hierdie toneel is dat die Seun van God uit die hemel gekom het na die aarde en gebore word in 'n stal omdat daar vir hom geen plek by die herberg was nie. Ons hoor dit gereeld elke jaar en neem aan dis 'n gegewe, maar iets voel nie reg nie. As Kersfees in ons tyd sou gebeur het, sou die wyse manne waarskynlik via Amazon 'n pakkie gestuur het vir Jesus, in plaas van om self op reis te gaan. 'n Deel van ons probleem is dat ons moderne konteks so totaal anders lyk as in daardie dae. Ons verstaan van wat aangaan word gekleur deur die probleme en uitdagings wat tans in Palestina aan die afspeel is. Ons sou onsself goed kon voorstel dat Josef en Maria eers deur 'n grenspos moes gaan of 'n padblokkade voor hulle toegelaat is in Bethlehem. Selfs ons prentjie van die wyse manne word so effens ingekleur deur ons hedendaagse ervaring van oorlog in Palestina. Iemand het 'n Kerstoneel probeer voorstel deur van die puin en rommel van Palestina se oorloë te gebruik om die chaos te probeer uitbeeld waarin Jesus gebore is. As die wyse manne vandag by Bethlehem sou opdaag, sou hulle wel 'n versperring teekom wat nie destyds bestaan het nie. Maar is deel van ons moderne verstaan en konteks. Dit sal ons dalk goed doen om 'n paar vrae aan die teks te vra. Wat is verkeerd met hierdie prentjie wat ons het van die stalgeboorte? Hoekom het God dit so toegelaat? Wat kan ons daaruit leer? Vanuit ons oogpunt moes Jesus nooit in 'n stal gebore gewees het nie, maar hy is. Sekerlik was dit nie 'n ongeluk of 'n fout nie, maar 'n boodskap van God wat vandag nog ons harte aanraak. Wat is verkeerd met hierdie prentjie? Die kort antwoord is eenvoudig. Jesus behoort nie daar nie. Hy is die Seun van God wat uit die hemel gekom het. Hy verdien nie om behandel te word as 'n skobbejak of krimineel nie. Hy verdien die beste wat ons wêreld vir hom kan aanbied. Hy kom tog uit die hemel en eindig dan in 'n stal? Hoe kan dit wees? Kon God nie eens beters gedoen het nie? Veronderstel jy het al die mag en krag in die wêreld gehad en kon die plek en tyd kies van jou seun se geboorte. Jy kon selfs kies hoe dit sou gebeur. Sou jy gekies het dat jy buite tussen die vuil diere in 'n stal gebore moes word? Dit maak net nie sin nie. Wat gaan aan? Hoekom het dit gebeur? Hoekom was daar nie plek vir hom in die herberg nie? Miskien is die plek om te begin in Bethlehem. As jy Bethlehem vandag sou besoek, is dit 'n groterige Arabiese besige dorpie, so 'n paar myl suid van Jerusalem. Jy bereik Bethlehem vanaf Jerusalem deur met 'n breë pad soontoe te ry. En deesdae is die situasie gespanne met hoë mure en padblokkades, en ek sou dit nie aanbeveel dat jy sommer sou loop vanaf Jerusalem soontoe nie, alhoewel dit tegnies moontlik sou wees in 'n paar uur. Soos jy nader kom aan Bethlehem, sal jy dalk deur hierdie sedelpoort gaan met al sy graffiti. In Jesus se tyd was Bethlehem egter maar 'n klein Joodse dorpie, af van die gebaande weë, nie juis 'n toeristebestemming nie. Ja, die groot koning Dawid is destyds daar gebore, maar daar is geen teken van die huis waarin hy groot geword het nie. Dit was een van die minst belangrikste dorpies in Juda. Een skrywer het dit 'n gehuggie genoem, 'n klein toevallige plekkie waar daar mense gebly het. Daar was 'n paar skaapwagters, 'n paar boere, miskien 'n handelaar of twee, en dit was omtrent dit. Dit was 'n obskure klein Joodse dorpie wat net bekendheid verwerf het weens koning Dawid. Maar dit was al meer as 1000 jaar later toe Jesus daar gebore is. Vandag sal toeriste gidse jou vat na die sogenaamde egte plek waar Jesus gebore is. Dis hoogs onwaarskynlik die regte plek, maar mens laat nou nie juis dat feite inmeng met 'n lekker toeriste storie nie. Jy sal natuurlik bereid moet wees om in toue te staan saam met ander toeriste om teen 'n voetjie die plek te sien te kry. Langsaan kan jy allerlei heilige aandenkings en T-shirts koop en ja, hulle aanvaar ook Visa en Mastercard. Geestelike toerisme is 'n groot besigheid. Een deel van die storie gaan oor 'n keiser, Caesar Augustus, deur in verre Rome, wat besluit het dat 'n sensus dwars oor sy koninkryk gehou moes word sodat die Romeine beter belastings kon invorder. Sy sensus het veroorsaak dat alle manlike Jode moes teruggaan na hulle voorvaders se tuisdorpe om daar te gaan registreer.
Duidelik het die mense destyds goed kop gehou van wie se afstammelinge hulle was. Josef het homself daarop beroep dat hy 'n afstammeling van Dawid was. Dis het hy teruggekeer na Bethlehem. As elkeen van ons vandag gevra sou word van ons stamvaders, sal ons baie vinnig vaag raak. Die meeste van ons kan dalk nog ons oupas of oumas se name ken, maar wat voor dit gebeur het of waar hulle vandaan gekom het, sou 'n raaiskoot wees. En wat van daai voorvaders wat jy liewers nie wil noem in jou stamboom nie? Party van hulle het so droog gemaak dat jy hulle liewer sal verswyg. En hoe ver sou jy teruggaan in die geskiedenis om te besluit watter voorvader se dorpie jy sou besoek? As Josef sou praat van koning Dawid, beteken dit hy kon sy stamboom vir meer as 1000 jaar terug opnoem. Hoe sou jy vaar met joune? Ons weet Jan van Riebeeck het in 1652 in die Kaap aan wal gestap, maar baie van ons sal nie eens by daardie eeu uitkom nie. Om die waarheid te sê, ons sal nie eens 'n eeu se geskiedenis kan ophaal nie. Baie van ons ken nie eens ons oupa Grootjie of ouma Grootjie se name nie. Maar veronderstel jy is gelukkig en kan jou voorvaders daarom opnoem tot 400 jaar gelede in Holland of Skotland of Frankryk, dan is jy daarom al halfpad daar. Wat van nog verder terug? Wie was hulle gewees in die middeleeue en waar het hulle gewoon? Watter dorp sou jy kon identifiseer as jou stamvader se dorp van 1000 jaar gelede? Bestaan dit nog? Ek bevrees die meeste van ons sou maar baie klei trap en met groot verwarring reageer op so 'n sensus. Ons sou nie geweet het waarna toe om te gaan nie. Omdat Josef egter afstammeling was van Dawid, moes hy terugkeer na Bethlehem. Die hoogswanger Maria is saam met hom. As Josef egter sy voorvaders nog verder teruggevolg het hy waarskynlik by Abraham uitgekom in Ur van die Galdeërs, daar in die suide van Irak. Dan sou Jesus nie in Bethlehem gebore gewees het nie, maar langs die Tigris of Eufraatrivier. As Josef sy familie stamboom nog verder teruggevat het tot by Noag, sou hy waarskynlik op die berg Ararat in Turkye uitgekom het en sou Jesus dalk 'n Turkse paspoort gehad het. As Josef sy familiebande nog verder terug kon trek tot by Adam, kon hy dalk iewers in die verlore tuin van Eden beland het. Hoe dit ook al sê, Josef besluit dat koning Dawid se geboortedorp sy bestemming sou wees. Hy het Maria saamgeneem op sy reis en sy was al hoogswanger toe hulle daar aangekom het. Dit was sekerlik vir haar een van die mees chaotiese, ongemaklike reise ooit. Bethlehem was stamvol mense wat ook daar was vir die sensus. Maar God het dinge so gereël, dat die keiser juis op daardie tydstip sy sensus uitgeroep het, om te sorg dat Jesus in Bethlehem gebore sou word, nie in Nasaret, waar sy ouers gebly het nie. Dit het gebeur sodat die profeet Micha se profesie sou waar word oor presies waar die Messias gebore sou word. Bethlehem is in die Efrata gebied. Dit is eintlik maar 'n onbelangrike stadjie in vergelyking met van die ander stede in Juda. Maar die Here sê in hierdie stadjie sal 'n leier gebore word wat hy gekies het om koning oor Israel te wees. Hy kom uit 'n familielyn wat tot baie ver in die verlede teruggaan. Het lyk of dit per toeval gebeur het, maar eintlik was dit God se hand wat deur die geskiedenis gewerk het, om selfs daardie fyn detail in te werk. As God iets besluit het, sal hy 'n manier vind om dit te maak gebeur. Dit was nie per ongeluk dat Jesus juist daar gebore is nie, alhoewel party mense sekerlik so sou beskou. Nee, dit was deel van God se raadsplan deur die eeue, om te sorg dat Maria en Josef eers in Bethlehem moes aankom, voordat die Messias gebore sou word. Dit maak nie saak hoe lank het hulle gevat het om die afstand van 150 km te loop nie. Al die mamas onder ons sal vir jou kan vertel dat 'n ultramarathon nou nie juis aan te beveel is as jy hoogswanger is nie. En dis verder as die komrits wat Maria moes aflei. Dis van hier tot in Dubai of Abu Dhabi wat sy moes voetslaan. En daar was nie 'n lekker plat paaie met koffiewinkels langs die pad afgewissel met 'n etnok ruststop elke paar kilometer nie. Dit was onderbergsaam met baie mense op die paaie wat na hulle voorvaders se dorpe gereis het vir die sensus. En dit laat mens wonder hoeveel mense kon op daardie stadium hulle voorouers kon terugvind tot by Dawid, 1000 jaar van tevore. Ons kan dit nie eers regkry nie. Was dit miljoene wat op Bethlehem toegesak het? Of net 'n handjievol? Ons weet nie. Maar dit was genoeg om te sorg dat elke beskikbare slaapplekkie
nie meer beskikbaar was nie. As ons vandag Bethlehem sou besoek, sou jy op Booking.com daarom 'n paar hotelletjies of herberge daar kon vind, maar destyds was dit al klaar 'n wonderwerk om net een herberg daar te vind. Dis nie die tipe plek wat mense sommer gereeld besoek het soos vandag nie, en pelgrims soontoe was maar skaars gewees. Dit was nie die Holiday Inn of die Ritz-Carlton nie. 'n Deel van ons probleem is dat die woord herberg of inn verstaan word vanuit ons kultuur van reis, vandag. Daar was nie plek vir hulle by die Holiday Inn of die Bethlehem Ramada of die Sheraton of die Hilton of die Rotana nie. Ons dink aan 'n gebou met ten minste 'n paar verdiepings, 'n swembad, palmbome, 'n lekker parkeerterrein met skaduwee, 'n groot ontvangslokaal en jacuzzis in elke kamer. Ons dink aan 'n kookmasjien op elke vloer, warm water in die krane, kabel TV, gratis wifi in elke kamer sodat ons die internet kan surf. Vir ons is dit 'n ramp as die ysmasjien stikkend is of die koffiepots opraak op die eerste ronde. Ons verwag baie en sal nie sommer tevrede wees met enige hier jy agtertangse gehuggie met valse advertensies nie. Maar dalk is dit nodig vir ons om ontslae te raak van al daardie verwagtinge wat ons het, gebaseer op ons eie reise en vakansies deur die jare. In die Romeine se tyd was daar nie 'n enkele herberg of inn naaste my so lekker of mooi soos die gemiddelde Holiday Inn van vandag nie. En daardie dae was reise 'n vuil besigheid. Dit was moeilik en gevaarlik. Daar was nie veel gerief te vind vir reisigers nie. Reisigers was dankbaar om enige vorm van sekuriteit of veiligheid te vind vanaf rowers, wat op feitelik elke pad te vind was. So 'n herberg was maar bloot 'n veilige plekkie waar jy dalk rustiger kon slaap gedurende die nag, sonder vrees dat jy beroof sou word. Binnenshuise badkamers of krane was nie 'n opsie nie. Ook nie kabel TV soos in ons tyd nie. Om vir ons te help om te verstaan wat gebeur het, is dit handig om te weet dat Lukas 2 verskillende woorde gebruik het vir herberg, toe hy sy evangelie geskryf het. Die een woord verwys na 'n klein gebouetjie wat reisigers se behoefte aan veiligheid ontmoet het. Aan die een kant van die gebou het jy jou perde en donkies vasgemaak en vir 'n fooi sou die herbergier jou dalk toelaat om te slaap op 'n rowwe matras of 'n mat op die vloer. Hy sou ook 'n vuur in sy kaggel hê en dalk kos voorsien aan jou diere. Hierdie was die tipe inn of herberg wat Jesus noem in sy gelykenis van die barmhartige Samaritaan in Lukas 10, 'n pandokion. Dit herinner mense aan die Afrikaanse gesegde van huis, paleis, pondok, varkok. Die woord pondok lei nie juis vir ons klokkies van 'n luukse plek nie. As jy al ooit op die ou pad gereis het vanaf Jerigo na Jerusalem, sou jou bus waarskynlik gestop het by die herberg van die barmhartige Samaritaan, the Inn of the Good Samaritan, 'n eenvoudige gebou wat tradisioneel gesien word as 'n tipiese herberg wat dalk bestaan het in die tyd van Jesus. Dit was natuurlik 'n storie of gelykenis wat Jesus vertel het, nie 'n fisiese plek wat noodwendig bestaan het nie. Wanneer Lukas egter die storie van Jesus se geboorte vertel, gebruik hy 'n ander woord vir inn of herberg, 'n kataluma, 'n plek waar jou reis onderbreek word, 'n halwegstasie, wat basies beteken 'n gastekamer of 'n eetkamer soos 'n pub of 'n kroeg. Hierdie tipe herberg sou selfs nog kleiner en eenvoudiger wees as die herberg van Lukas 10, wat die Samaritaan mee te doen gekry het. Die diere sou buite in 'n stal aangehou word, wat dikwels nie meer was as 'n grot of 'n oorhangkraans met grouwe mure om te keer dat die diere wegdwaal snags nie. Dit was by so 'n primitiewe herberg waar Maria en Josef aangeklop het daardie nag in Bethlehem. Dit was glad nie naaste by die Holiday Inn of 'n oulike gastehuis wat bed and breakfast geriewe voorsien het nie. Hoekom is hulle daar weggewys? Sonder twyfel was hulle vol gewees daardie aand. Elke beskikbare spasie is opgevul die reisigers wat daar was vir die sensus, en hulle diere het die agterplaas volgestaan. Miskien was daar min of baie nasate van Dawid wat opgedaag het vir die sensus in Bethlehem. Die herbergier sou nie vir Josef van Armskant af geken het nie, want hy het van die ander kant van die wêreld af gekom, 'n paar dagreise ver, vanaf Nasaret in Galilea. Miskien kon hulle ook nie veel betaal nie, want hulle was arm. Dalk het die herbergier gesien, Maria was hoogswanger, en het nie kans gesien vir die komplikasies nie. Dalk sou dit sy ander gaste ontstel, deur so iemand in sy gehuggie toe te laat.
Al wat ons weet was dat daar vir hulle geen plek was nie. Dit maak nie saak wie of wat hulle was nie, die enigste plek op die dorp was nie beskikbaar vir hulle nie. Dit bring ons terug by die hoofsaak. Vanuit 'n menslike perspektief lyk niks in hierdie prentjie vir ons reg nie. Jesus verdien sekerlik iets beters. God kon daarom beter gedoen het. So hoekom het God dit juis op so 'n manier laat gebeur? Dit bring ons by die tweede vraag, naamlik, hoekom het God dit toegelaat? As ons glo in die soewereiniteit van God, dan moet ons glo dat God nie net toegelaat het dat sy seun in 'n stal gebore word nie, maar dat God dit ook so beskik het. Daar was nie vir hom plek by die herberg nie, want God wou dit so gehad het. God het 'n stal in gedagte gehad vir sy seun. As God enigiets anders in gedagte gehad het, sou dit vir hom kinderspeletjies gewees het om dit op daardie manier te laat gebeur. As God soewerein is, moes die stal deel van sy beplanning gewees het, want hy was in beheer van al die gebeure daar in Bethlehem. Om met daardie geloof uit te kom, moet ons dalk so 'n paar stappies terugneem. Josef en Maria was verplig deur die sensus om na Bethlehem te reis in die laaste deel van haar swangerskap. Dit was duidelik dat hulle in Bethlehem opgedaag het toe die swangerskapse tyd sy volheid bereik het. Die reis alleen soontoe sou al klaar moeilik en gevaarlik gewees het. Hoeveel keer moes hulle nie langs die pad slaap nie? Godsdienstige Jode het gewoonlik vanaf Nasaret oos gereis na die Jordaanrivier, dit oorgesteek en dan suid gevolg deur Perea, waarna hulle het weer die Jordaan oorgesteek het oor kan Jerigo. Dan sou hulle opklim deur die berge tot by Jerusalem en dan die paar myl verder suid reis tot by Bethlehem. Daardie zigzag reis sou hulle maklik 7 of 8 dae gevat het, want hulle moes stadig reis terwille van Maria se swangerskap. Ek wonder of dinge andersins sou wees vandag. Ek veronderstel Maria wou eerder vlieg in plaas van loop. Die meeste lugrederye sou een of ander beleid gehad het wat gou vir haar 'n probleem geskep het. Die meeste lugdienste laat vroue nog toe om te vlieg tot op 35 weke van swangerskap. En daarna moet hulle 'n brief van hulle dokter bring wat verklaar dat hulle nog in 'n goed genoeg kondisie is om die vlug te maak. 'n Vrou in haar laaste fase van swangerskap sou weggewys word by die lugdiens se hekke en huis toe gestuur word. Dit is nie tyd vir rondvlieg nie. Niks het eintlik verander die laaste 2000 jaar nie. Maria sou steeds moes loop. So arriveer hulle in Bethlehem, waar hulle weggewys word by die herberg, en dan word die baba gebore in 'n stal in die koue buitelug. So tussen die snuiwende, trippelende diere. Hulle het geen privaatheid gehad nie, geen kliniese sanitasie nie, geen beskerming teen die elemente nie. The real reason it was a silent night. Joseph probeer sy bes. How many times do I need to say I'm sorry? I forgot to make reservations at the inn, okay? Hoekom sou God sy seun na die wêreld stuur op hierdie manier? Charles Spurgeon gee 'n paar moontlike antwoorde op daai vraag. Eerstens is Christus gebore op hierdie manier om vir ons sy nederigheid te wys. Sou dit gepas wees om te verwag dat 'n man wat nakend aan 'n kruis sou sterf, gebore sou word in 'n koninklike purperlinne met sy geboorte? Nee. Sy hele lewe lank sou Jesus nie meer as maar net 'n plattelandse boerseun wees nie. Niks sou die Christus meer gepas het as om gebore te word in 'n stal en neergelê te word in 'n voerbak van diere nie, want hy het sy glorie neergelê om die vorm van 'n slaaf aan te neem. Hy is op hierdie manier gebore omdat hy die koning van die armes sou wees. Die armes en verworpenes het Jesus geken as een van hulle, weens die manier waarop hy in die wêreld ingekom het. En die oë van die armes het koninklike klere nie omgee uitgebasy nie. Terwyl iemand het getooi was in hulle eie toyings, hy sou hulle aandag aangryp. I hate to ask you nice folks to move on, but the inn's marketing department figures that it would only be a matter of time before this tree gets better recognition than your son. Hoe waar is dit nie in ons tyd nie? Ons wêreld is goed met liggies en bome en presente, maar dit word 'n Christuslose fees waarin Sinterklaas die hoofrol speel. Die beste militêre bevelvoerders is die manne wat in kontak is met hulle troepe, wat nie bang is om te assosieer met die soldate op die voorste linies nie, wat nie skaam is om hulle hande vuil te maak in die loopgrawe van die oorlog nie. Wanneer soldate weet dat hulle bevelvoerder geloop het waar hulle geloop het, sal hulle hom volg tot aan die einde van die wêreld. Die armes van die aarde het geweet dat in Jesus hulle 'n vriend gehad het,
wat waarlik vir hulle omgegee het. Jesus is op hierdie manier gebore, sodat die nederiges uitgenooi kon word om na hom toe te kom. Die feit dat die herberg vol was, en dat hy in 'n stal gebore is, was 'n uitnodiging aan die verworpenes, die mishandeldes, die vergetenes, hulle wat misgekyk word, hulle wat sleg behandel word, om na hom toe te kom vir redding. Ons sou in vrees en bewering voor 'n troon verskyn, maar ons is nie bang om 'n voertrog van diere te nader nie. As Jesus gebore is in Parys of Sandton, sou net die rykes en beroemdes tuis gevoel het by hom. Maar omdat hy gebore is in 'n stal, sou al die buitestanders, die vreemdelinge van die wêreld, instinktief 'n band met Jesus aangevoel het. Deur in 'n krib neergelê te word, het Jesus bewys dat hy wat die hoëpriester sou wees, ook gelei het soos ons almal, en 'n aanraking was met die slegste dinge van die wêreld. Hy was op die vlak van elke sondaar en die verwerptes van hierdie wêreld. Hy is 'n vriend van sondaars soos ons. Hy was nie skaam om gesien te word saam met sondaars en tollenaars nie. Hy het self saam met hulle geëet en tyd spandeer. Die feit dat daar nie plek vir hom was in die herberg nie, lyk nou baie meer as net 'n toevallige stukkie detail. Het vertel vir ons wie Jesus werklik was. Ons weet hoekom hy gekom het, en ons kan ook erken dat selfs die manier waarop hy gebore is, ingepas het by wie hy was. Dit kon op geen ander manier gebeur het nie. Wys die manier van sy aankoms, van hoe hy weer sou vertrek? Is daar 'n teken van sy komende dood in hierdie toneel? Hy is weggedraai by die herberg en het rus gevind in die diere se voerbak. Hy het alreeds een kruis gedra wat 'n baba kan dra, naamlik ekstreme armoede en die traagmanieagtigheid van die mensdom. Francis van Assisi het gesê, "For our sakes, he was born a stranger in an open stable. He lived without a place of his own, wherein to lay his head, subsisting by the charity of good people, and he died naked on a cross in the close embrace of holy poverty." Hierdie baba wat weerloos daar gelê het in die krib in 'n ongure stal, is deur God gegee aan ons almal as 'n teken vir almal. God het na ons wêreld gekom op die mees onverwagte manier. Dis wat Paulus bedoel het as hy skryf dat hy niks was nie. Hy het die natuur van 'n diensknegt aangeneem. Filippense 2 vers 7. Toe die tyd ryp was, het hy die status en eer wat hy gehad het eenkant toe geskuif. Hy het 'n mens tussen mense geword. Asof dit nie genoeg was nie, het hy sommer 'n gewone mens geword, wat op die oog af nie uitsonderlik gelyk het nie. Ja, iemand van wie baie ander mense niks gedink het nie. Niks omtrent die baba Jesus het bonatuurlik of goddelik gelyk nie. Daar was nie 'n heilou om sy kop nie. Daar was nie engele in die stal nie. Geen kore wat daar in die herberg se agterplaas gesing het toe hy gebore is nie. As jy geen ander informasie gehad het nie, sou jy tot die slotsom gekom het dat hierdie arme baba maar net gebore is deur ouers wie se geluk uitgeloop het. Niks omtrent hulle uiterlike omstandighede het iets gewys na God nie. En tog was elke deeltjie van sy aankoms haarfyn beplan deur die Vader, selfs nog voor die wêreld van Genesis 1 geskep is. Vir die blote oog lyk niks na 'n goddelike ingrype nie, maar vir hulle wat verstaan is God se vingerafdrukke oral sigbaar. Wat leer ons uit Kersfees? As ons so op 'n afstand staan vandag, meer as 2000 jaar later, is hierdie een aspek wat ons vul met verwondering. Ons leer iets omtrent God, ons wêreld, omtrent Jesus en omtrent onsself as sy volgelinge. Ons leer dat God ekstreme ongure toestande kan gebruik, wat glad nie sin maak om iets groots reg te kry nie. Met die eerste oogopslag lyk dit na 'n ramp. Daar was geen plek vir hulle by die herberg nie. Maar is belangrik. Dit was geen onbenulligheidjie vir Josef en Maria nie. Dit was 'n krisis. Om weggedraai te word op daardie kritieke oomblik net toe die baba wou kom, moes vir hulle katastrofies gevoel het. Om geboorte te gee in 'n vuil stal tussen die mis en die modder gestrooi, moes hulle geloof tot die uiterste getoets het. Sekerlik het niks daarvan vir hulle sin gemaak op daardie oomblik nie. Maria en Josef kon eenvoudig nie sien hoe hierdie negatiewe wending in hulle omstandighede deel was van God se groter plan om sy seun in die wêreld in te bring nie. Hulle mag dit dalk uiteindelik geglo het, maar hulle het dit verseker nie op daardie aand verwag nie. Die lewe is vandag nog so.
Ons weet nie wat om die volgende draai vir ons voorlê nie. En baie dinge verduur ons maar sonder dat dit vir ons enige sin maak. Partykeer maak dit nie sin vir ons vir baie jare nie, en partykeer maak dit nooit sin vir ons nie. 'n Vrou in haar vroeë 20's het gehoor dat sy gediagnoseer is met 'n ernstige vorm van kanker, wat deur haar hele liggaam versprei het. Die kanker was so aggressief, dat enige operasie buite die kwessie was. Op daardie oomblik was chemoterapie die enigste oplossing. Niemand kon vir haar die sukses van so 'n behandeling voorspel nie. Vir haar ouers was daar niks wat sin gemaak het omtrent hulle dogter se toestand nie. Dis in oomblikke soos hierdie wat ons nie die misterieuse paaie van die Here kan verduidelik nie. Ons kan nie eens die vrae probeer beantwoord wat nie sin maak nie. Soms is dit vir ons beter om ons te berus met wat ons wel van God weet. Dat hy goed is, genadig is en regverdig is. Sy paaie is nie ons paaie nie, maar hy maak geen foute nie. Hy doen wat hy ook al wil. Psalm 115 sê, ons God bly bo in die hemel, hy doen alles wat hy wil. Weet God wat hy doen aan my? In die skaakspel van die lewe is dit 'n groot vertroosting om te weet, dat ons God weet wat hy doen. Hy gebruik alles wat met ons gebeur in sy groter plan, met ons, om in en deur ons te werk. Niks word deur hom vermors nie. Dit was waar gewees van Maria en Josef, selfs al het hulle op daardie oomblik niks verstaan of geniet nie. En niks is vermors nie eens deurdat hulle weggewys is by die herberg, omdat daar nie vir hulle plek was nie. Ons leer ook dat die wêreld vandag nog steeds geen plek vir Christus het nie, net soos destyds. Johannes beskryf dit baie reguit. Eienaardig genoeg het die mense van die wêreld hom nie herken toe hy gekom het nie. Om die waarheid te sê, hy het onder sy eie mense beweeg en opgetree, maar hulle het hom selfs nie erken nie, en wou nie glo wie hy regtig is nie. Jesus het huis toe gekom na sy eie mense, na die planeet vol mense wat hy gemaak het, maar hulle wou hom nie hê nie. Daar was nie plek vir hom nie. Hulle moes van beter geweet het. Hulle het immers 'n Messias verwagting gehad, hulle het geweet hy sou kom, maar toe hy opdaag, wou hulle niks met hom te doen hê nie. Die profete van ouds het voorspel dat hy sou kom, en God het dit vir hulle op allerlei maniere ingelig. Hulle het genoeg tyd gehad. Selfs 'n paar heidense sterrekykers van Persië het dit geweet toe hulle sy ster in die ooste sien opkom het. Maar die verwerping van Christus deur sy eie mense was 'n prentjie van dit wat nog sou kom. Die godsdienstiges van sy tyd het hom verwerp en uitgelewer om doodgemaak te word. Vreemd genoeg is dit hoekom hy na ons wêreld gekom het. Hy het baie goed geweet watter prys dit hom sou kos en watter oorwinning sou voorlê. As Maria en Josef dalk al eindtoe gekom het, sou hulle ook weggewys word by die Rotana, die Mercure, en die Four Seasons, en die Radisson, en die Intercon Hotel. Hulle sou nie geboorte gegee het by die Al Ain Hospitaal, of Kannat, of Tawam nie. As Jesus vandag gebore sou word hier, sou dit gebeur het in 'n vlieg geïnvesteerde kameelkampie tussen die doringdrade gemors agter 'n duin. Die wêreld het destyds nie plek gehad het vir hom nie, het vandag nog steeds nie plek vir hom nie. Ons leer ook dat Jesus se nederigheid vroeg begin het en aangehou het tot op die einde. Tydens sy bediening het hy sy disippels vertel dat die jakkalse gate het en die voëls van die hemel het neste, maar die seun van die mens het geen plek waar hy eens sy kop kon neerlê nie. Hy het geen eiendom gehad nie, net die klere aan sy lyf, en toe hy gekruisig word, het die soldate nog sy onderkleed ook verkwansel tydens 'n dobbelspel. Toe hy dood is hy begrawe in 'n geleende graf, een wat behoort het aan Josef van Arimatea. Die hele storie klink na een groot morsige teleurstelling, maar eintlik was Kersfees 'n wonderwerk. Ons aanbid vandag 'n man wat as ware in 'n asblik gebore is. Iemand het eendag gevra, hoe ruik 'n stal? As jy al ooit 'n stal moes skoonmaak, sal jy weet dat dit nie 'n lekker plek is om in gebore te word nie. Ons buurman het vir 'n ruk lank allerlei diere in sy erf aangehou net agter ons muur. Ons kon nie net die vlees sien nie, maar ook die ruik het oor die muur gewarrel saam met die wind wat jou na asem laat snak het. Jare gelede was daar 'n leerluiery op Wellington. Jy het geweet dat dit sou reën as jy daardie leerluiery geruik het, saam in die noordwestewind. Dit is genoeg om jou van enige eetlus te genees en jy kon nie daarvan ontsnap nie.
Nat daad soos 'n nat waslap gevoel, 'n vuil een wat erg gemif het. En daar die swaal ruik was erg genoeg om die wintermaande baie ongerieflik te maak vir die dorp se inwoners. Jesus was baie meer as maar blote gewone mens. Hy was ook die seun van God. Tog is hy gebore in een van die aakligste plekke op die dorp. Sy geboorteplek sou 'n prentjie teken van wat hy te wagte kon wees vir die res van sy lewe. Hy is buitekant 'n herberg gebore en het buitekant Jerusalem gesterf. Hy was 'n buitestander in elke opsig. Hy het van buite die aarde gekom. Hy is in die buitelug gebore, in die agterplaas van die herberg en is buitekant Jerusalem se mure gekruisig op Golgotha. Nog 'n feit wat ons in gedagte kan hou is dat ons as sy volgelinge ook gaan deel in dit wat hom getref het. Ons lewe saam met hom, maar ons ly ook saam met hom. Ons sterf met hom en ons gaan eendag heers met hom. En wat ook al met Jesus gebeur het ook met sy volgelinge gebeur, vroeër of later. Net soos daar geen ruimte of plek vir Jesus was nie, is daar ook geen plek vir sy volgelinge nie. It costs to follow Jesus, but it costs more not to. Dalk het jy al daardie klein stukkie detail raak gelees in die Kersverhaal. Elke keer as mense het gehoor het, jy gehoor dat daar geen plek vir hom by die herberg was nie. Maar dis nie wat Lukas geskryf het nie, kom ons kyk weer. En sy het geboorte geskenk aan haar eerste kind, 'n seun. Sy het hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê, omdat daar vir hulle nie plek in die herberg was nie. Nou die herbergier het geen idee gehad dat die Messias op die punt gestaan het om daardie nag gebore te word nie. Mense het altyd verstaan dat daar geen plek vir Jesus by die herberg was nie, maar daar was ook geen plek vir Josef en Maria nie. Elke stukkie detail vertel 'n storie. Hulle was ook onwelkom. Hulle was ook buite die herberg toe Jesus gebore is. Wat met hom gebeur het, het ook met hulle gebeur. Dis 'n bekende patroon vir die toekoms. As jy 'n volgeling van Jesus wil wees, sal jy ook nie welkom in hierdie wêreld wees nie. As hy jou roep tot diens, sal jy weet dis 'n eenrigting kaartjie om saam met hom te sterf. Baie jare later het Jesus sy disippels die slegte nuus meegedeel. Nadat hy die skare saam met sy disippels nader geroep het, het hy vir hulle gesê: As iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. Die vraag is seker op die ou end: is daar ruimte in my hart vir Jesus? Selfs die kleinste details van die Lukas verhaal het 'n groot invloed op ons betekenis van die Kersverhaal. Die no room at the inn woorde is ook vir ons bedoel. God kon 'n kamer beskikbaar gemaak het as hy wou. Hy kon 'n hospitaal of 'n paleis in Bethlehem gesit het as hy wou. Die sameloop van omstandighede, die sensus, die lang reis, die gebrek aan plek by die herberg, 'n dierevoerbak as 'n bed, die lappe waarin hy toegedraai is, alles van dit is beplan deur God, selfs al lyk dit of dit maar toevallig so gebeur het. God het gesorg dat daar geen plek by die herberg daardie nag sou wees nie. Nie net vir Jesus se aankoms nie, maar ook ter wille van ons, sodat ons kan leer wie Jesus is en hoekom hy gekom het. Omdat daar geen plek in die herberg was nie, maak dit die gebeure baie persoonlik. Die wêreld het nie plek gehad vir Jesus nie. Sal Jesus tuis voel in jou hart? Sal jy plek maak vir hom in jou hart hierdie Kersfees? Die storie word vertel van 'n klein seentjie wat gekies is om die herbergier te speel in die jaarlikse Kersspel by die kerk. Toe die aand aangebreek het, was al die kinders op hulle plekke senuweeagtig vir die Kersspel om te begin. Die dogtertjies was getooi soos engele, die seuns soos skaapwagters en wyse manne. Terwyl die dogtertjies onder mekaar gegiggel het, het die seuns mekaar met die herderstawwe bygedam en gesteek. Die klein seentjie wat die rol van herbergier gehad het, het net een lyntjie gehad om te onthou in sy voordrag. As Josef aan sy deur sou kom klop, moes hy dit oopmaak en vir hom bloot sê dat daar geen plek vir hom by die herberg was nie. Soos die Kersspel begin het die ouers en oupas en oumas gewonder hoe hulle kinders sou vaar daardie aand. Alles het gebeur net soos dit beplan is. Toe die groot oomblik aanbreek vir die herbergier om sy lyntjie te sê, het Josef aan sy deur geklop. Die klein seentjie het die deur oopgemaak, vir Josef gesien, sowel as die sigbare swanger vrou wat 'n dogtertjie was met 'n opgestopte kussing onder haar klere. Iets omtrent die toestand van Maria het sy hart aangeraak. Toe hy sy woorde uitstamel, daar is geen plek by die herberg nie,
het hy vir so 'n oomblik geaarsel en toe bygevoeg: "Maar julle kan my kamer met my deel." Party mense het gedink die Kersspel is geruïneer deur sy woorde. Ander het weer gedink dit was die beste Kersspel ooit. Die klein seentjie, die gefrustreerde direkteur, later vertel: "Ek kon nie net daar staan en Jesus wegstuur nie, ek moes 'n plek vir Jesus vind." Daar was geen plek vir Jesus daardie nag in Bethlehem se herberg nie. Sal jy plek maak vir hom in jou hart hierdie jaar? Selfs as 'n baba in 'n krib vir diere, het Jesus gekom as 'n vriend vir sondaars. Kom na hom toe, jy wat moeg en oorlaai is. Kom na hom toe, jy wat gebroken in gees is. Jy wat platgeslaan voel in jou siel. Kom na hom toe, jy wat jouself haat en deur ander verwerp word. Kom na hom toe, elke tollenaar en uitgeworpene in die samelewing. Kom na hom toe, elke dief en dronkaard. In die krib lê hy weerloos. Hy het gekom vir jou. Aanvaar hom as redder, buig die knie voor hom en aanskou die Seun van God. Amen. Jesus, in hierdie Kerstyd wil ons verklaar, daar is plek vir u in my hart. Kom woon gerus hier. Kom maak u woning binne in my. Ek verwelkom u ingrype in my lewe en weet dat my lewe vorentoe veilig in u bekwame hande sal wees. Dankie dat u gekom het na ons wêreld. Dankie dat u die meestersplan kom deurvoer het, om so 'n plek vir my gereed te maak in u nuwe koninkryk. Amen.